is die bloed eens gestort, vir die mens met sonde besmet. Die man is die sterk seun van God, net sy bloed alleen kon ons red. Ja, alles ek so ver afgedwaal, en my hart vol sonde en vrees, o was my in die bloed van die lam, en witter dan sneeuw sal ek wees. Ja, witter dan die sneeuw, o witter dan die sneeuw, o was my in die bloed van die lam, en witter dan sneeuw sal ek wees. Hy die doornkroon zwaar gedra, en die kruis het hom laat besluit. Ja, skandelik veracht en verslaan, maar hy het sy doel toch bereik. Mag ek die fontein ook ontmoet, waar ek my kan was hier benee. Ja, was my in die stroom van sy bloed, ja, en witter dan sneeuw sal ek wees. Ja, witter dan die sneeuw, o witter, ja, witter dan die sneeuw, o was my in die bloed van die lam, halleluja, en witter dan sneeuw sal ek wees. Vader, ek was ver afgeskei, en my hart was dikwels ontrou. Vreeslik lyk my sonde vir my, en daar's niks wat my kan behou. Ja, Jesus, U is toch die fontein, en op U belofte kom ek nou. O, was my in U bloed, maak my rein, en dan is ek witter dan sneeuw. O ja, witter dan die sneeuw, o witter dan die sneeuw, o was my in die bloed van die lam, en witter dan sneeuw sal ek wees. O ja, witter dan die sneeuw, witter dan die sneeuw, was my in die bloed van die lam, halleluja, en witter dan sneeuw sal ek wees. O ja,
ons prys. Dankie vir u bloed. Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Vader, onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Dankie dat ons deur u seun, wat in sy bloed voorgestel is, na u toe kan kom. En ons weet hy is die deur. En Here, dankie, dat u wat die deur is in bloed gedoop. Dis nie net die deurkusyn wat met bloed bestryk word nie, maar Here, selfs u wat die deur is met bloed bestryk. En ons kan net na die Vader gaan, deur u, in en deur u bloed. Oh, halleluja. Dit is so wonderlik in hierdie dag om te weet, as ons in u bloed bly, Here, kan ons deur u bloed die krag van die bloed openbaar, wat in staat is om bande te breek, staat is om vry te maak, kettinge te laat afval, juke te verbreek, laste te laat verdwyn, en ons wil u eer, dat ons nie net die bloed sien, maar dat ons u bloed kan sien werk. Oh, halleluja. Ons wil baie, baie dankie sê die dag, dat ons waarlik deur groot genade, halleluja, in en deur die bloed van Jesus, gered is, vrygemaak is, en gebore is uit God, tot 'n nuwe skepsel. Verheerlik u naam, en laat ons in hierdie dag ten volle sal besef, wat die Here God vir ons gedoen het. Vader het sy seun gegee as 'n lam. Die lam is geslag, die lam lewe, opgestaan, en hy leef tot in alle ewigheid. Dankie dat ons in hierdie dag, Here, weer rondom die woord kan vergader. Terwyl ons dit doen, Here Jesus, wanneer ons bid vir die siekes, dan weet ons dat deur u wonde is daar genesing vir elke een. Maar deur die wonde het u bloed gevloei, sodat ons deur u bloed en in u bloed, Here, kan werk. En daarom dank ons u, ons sing so 'n mooi koortjie. Daar is genesing, wonderbaar genesing in die kosbare bloed van die lam. Here, want u wonde was deurweek met u bloed. En daarom kan ons dankie sê, dat deur u bloed is daar genesing deur u wonde vir ons, elkeen. En daarom kan ons kom onder u bloed en deur u bloed, en ons kan elke krankheid bestraf. Halleluja, elke kranke gees, Here, kan verdrywe deur u bloed. En daarom bid ons vir elke sieke, wat by u bekend is. Ja, Here, wat roep na u vir genesing, dat daar in hierdie oomblik in u naam genesing sal plaasvind.
deur u kosbare bloed en u wonde. Halleluja, ons dank u, Here, omdat ons weet, die bloed kan ons nooit verloor. Halleluja. Ons moet net sorg dat ons in u bloed bly, onder u bloed, deur u bloed beweeg. Ons wil baie, baie dankie sê, dat u elkeen gesond maak, so bid ons vir elke gebedsversoek. Here Jesus, dankie, dat ons kan vra, dat u waarlik elke gebedsversoek sal hoor en antwoord. U het die uitkoms gegee. U het die oorwinning gegee. U laat 'n wonder gebeur, omdat u bloed gevloei het. Baie, baie dankie daarvoor. So bid ons weer eens, Here, vir reën op al die plekke waar dit droog is. Here, en almal wat op plekke is waar dit droog is, wat bid. Ons bid saam met hulle, dat die Here vir hulle sal voorsien vir reën. Dit wat nodig is, sodat daar voedsel, Here, na vore kan kom, deur die werk wat die boere doen, sodat al wat 'n mens is, voedsel kan kry. Here, dankie, dis wat die heel eerste vir die mense gegee het. Hy kon eet van al die bome wat in die tuin was. En die Here, het is nog dieselfde. Ons kan eet van al die voedsel wat God gemaak het. Maar Here, as daar nie reën is nie, kan dit ook nie gebeur nie. Daarom dank ons u vir die reën wat u gee op elke plek. En ons prys u ook daarvoor. Seën u woord dan in ons harte. En laat elkeen wat 'n oor het, hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En ons wil baie dankie sê, Here, dat u elke oor bestryd met u bloed, sodat die waarheid van die woord alleen kan ingaan. En ons prys u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om hierdie dag weer saam te wees. Ons groet u almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. En halleluja. Ons dank die Here weer eens vir sy onfeilbare woord. En ek is Pastor Flippie Gerber. Telefoonnommer is 082-874-1705. Prys die Here. Ons het laas Sondag gehoor van om in die bloed van Jesus. God die Vader het sy seun in sy bloed voorgestel. Aan die wêreld, aan Israel, aan die hemele. Ek meen, noem net 'n plek. Die Here, die Vader het sy seun in sy bloed aan almal voorgestel. In die hemele en ook op hierdie aarde. Halleluja. En dit is vir my so wonderlik, dat daar is so baie dinge geskrywe in die woord. Wonderlike dinge. En alles is die waarheid. En daarom moet ek en u in die waarheid bly. Soos wat die waarheid in ons moet bly. Sodat, want hierdie waarheid, ek het dit laas Sondag vinnig genoem, het deur die bloed gekom. En ek gaan dit nou net vir u breedvoerig verduidelik, hoekom ek sê dat die waarheid het deur die bloed gekom. Wanneer ons die woord gaan lees, dan sien ons in 1 Johannes 5 vers 1. Hy sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. Baie interessant, waarom Jesus die Christus is uit God gebore. Kom ons kyk net mooi wat sê die woord. En elkeen wat die Vader lief het ook die een lief wat uit hom gebore is. Ek wil net vandag 'n vraag vra. Daar is so 'n misvormde sieninge oor die drie-eenheid en oor God wat een is. Wat vir my treffend is in die tyd waarin ons lewe, is dat daar is mense wat glo in die drie-eenheid. Daar is mense wat glo, ja, dis nie 'n drie-eenheid nie. Dit is
dis alles in die gees. En dan is daar natuurlik ander wat glo, daar is net een God en sy naam is Jesus Christus. Nou, ek wil net vir u vra, u wat sê daar is net een God en dis die Here Jesus Christus. Maar die woord sê hy is die enige Here, hy is een God. Ek wil net vir jou vra, nou, as die Here Jesus dan alleen God is, dit weet dat hy die Vader, die Seun en die Heilige Gees is. Dan het Johannes, wat op Patmos was, Johannes, wat die sendbriewe geskryf het, en die evangelie geskryf het. Dan is hy 'n leenaar. Want dit is vir my baie duidelik dat in die evangelie van Johannes, het die Here Jesus gekom, en hy die Vader aan die mense verklaar. In die Ou Testament hulle geglo daar is een God. En dis die Vader ook. En dis net die Vader, daar's nie 'n Seun nie en daar's nie die Heilige Gees. Daar's net een God. Die Here Jesus kom na die Israeliete toe wat dit geglo het en hy verklaar die Vader aan hulle. In so 'n mate, hy sê op 'n stadium, hy sê, moet niemand Vader op hierdie aarde noem. Daar's net een Vader. En dan kom hy in Johannes, waar hy opgestaan het, uit die graf uit in moeder Maria, Maria Magdalena, praat met die Here praat met haar en sy noem hom Rabboni, en hy sê, moenie aan my raak nie, hy sê, want ek was nog nie by my Vader en julle Vader, by my God en julle God. Dit meen die Here Jesus noem God, wat ook sy God is, Vader. En hy noem die Vader, wat ook ons Vader is, noem hy ook sy Vader. Waarom doen die Here dit? Want die Here Jesus Christus is uit God gebore. Ek wil hê u moet dit sien. As 'n vrou die dag geboorte gee, dan weet ek die vrou kan sê, luister, hierdie dogtertjie, ek is sy en sy is ek. Kan ek dit lees? Ek is sy en sy is ek. Dit meen, ek is haar moeder, nee, maar sy is my moeder ook. Dis verskriklik hoe die mense kan redeneer oor skrifte om 'n leerstelling daar te stel wat eintlik van die Godheid 'n belaging maak. Want as dis wat hy sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. Dit meen, as jy nie glo dat Jesus die Christus is nie, is jy nie uit God gebore nie. En as jy uit God gebore is, dan sal jy glo dat Jesus Christus die Seun van God is, want hy is uit God gebore. En hierdie Pinksterkerk in ons land, hulle kan hierdie ding nie prontuit sê, ja, daar is 'n Vader apart, 'n Seun apart en die Heilige Gees apart. Hulle wil nie, die skrif sê, raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Hulle wil niks aanroer nie, want hulle is bang dat hulle jaag mense weg, of daar kom verdeeldheid in die gemeentes, en wat ook al, en dan kan hulle die ander nie trek nie. So, hulle moet die drie eenheid ontken. Pastor, maar jy kan nie sê, daar is 'n drie eenheid nie. Kom maar,
weet jy wat, die God wat een is, die Here Jesus noem het in Johannes, hoeveel keer? Ons, ek en die Vader, ons. Nou wys hy my waar een iets, ons is. Ek is een Flippie Gerber. Maar hierdie Flippie Gerber bestaan uit 'n vlees, 'n siel en 'n gees. Halleluja. En nou kom woon die Here Jesus nog ook in my. En die Heilige Gees, en die Vader. Volgens die woord. So wie is allemaal binne in my nou? Die dop is die ou vlees. Die siel is binne, die Gees is binne, die Vader is binne, die Heilige Gees is binne, en die Seun van God is binne. En hy sê, Vader, in Johannes 17, ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. En, op 'n ander plek sê hy, sodat ons, dit meen, die kind van God, en God self, wat 3 is, ek is 3, dat ons almal een kan wees. So wat sê dit vir my? Dit meen, omdat ons almal een is, nou is daar net een persoon. Die ander manifesteer my, dit meen die siel manifesteer, die siel manifesteer wanneer hy wil, dan kan hy sê ek is die siel, of die Gees kan manifesteer wanneer hy wil en sê, ja ek is Flippie Gerber, maar ek en my siel is net 'n manifestasie van mekaar. Dis wat julle van God sê. Dis 'n manifestasie. Hy manifesteer as Vader, hy manifesteer as Seun, en hy manifesteer as Heilige Gees. Waarmee is julle besig? Om God te belaster. Dink jy dat die Here God sal een oomblik gesê het, dis my geliefde Seun in wie ek welbehaag het? As Jesus nie sy Seun was nie. Die Vader kan hom nie manifesteer as 'n Seun nie, want die Seun is uit hom gebore. En die Vader manifesteer hom nie as die Heilige Gees nie. Weet jy waarom? Want die Gees woon in die Vader en die Seun, en die Gees is ook op sy eie. Want dis waarom die Here gesê het, ek stuur julle 'n ander trooster, naamlik die Heilige Gees, 'n ander trooster. Ek is julle trooster, maar ek stuur vir julle 'n ander ene. As dit Jesus self was, sou hy net gesê, luister hierso, moenie bekommerd wees nie, ek sal altyd hier by julle wees, want ek is ook die Heilige Gees, ek is ook die ander trooster. Is dit die intelligensie waaraan julle die Here Jesus wil koppel? Ek wil vir jou sê, eendag sal jy gaan staan voor die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En nie een van hulle is 'n manifestasie van die ander een nie. Nee. Halleluja. Net gou verder gaan. Hy sê hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Wat is die gebooie van God? Waar begin die gebooie van God? Hy praat van Moses, die gebooie van Moses. God het dit wel vir Moses gegee. Halleluja. En ons kan dit ook noem die gebooie van God, omdat God het vir Moses gegee het. Maar die gebooie van God in die Nuwe Testament is die gebooie van die liefde. En weet jy waarmee het God hierdie gebooie begin? So lief het God die wêreld. Dit meen die eerste gebod. So lief het God die wêreld gehad. Tweede ene. Jy moet die Here jou God lief hê. Die derde ene, jou naaste soos jouself. Die vierde gebod,
julle moet mekaar lief hê. En wanneer ons nou op 1 Korintiërs 13 toe gaan, dan sien ons hoe word die gebooie uit mekaar hoe word die gebooie beskryf. En as jy hierdie gebooie van die liefde nie bewaar nie, en dit nie so doen nie, sal jy nooit in die stad ingaan nie. Dit het niks te doen met die 10 gebooie en die wet van die Ou Testament nie. Want die gebooie van die Ou Testament, saam met die wet, kan jou nie salig maak nie. Kan jou nie red nie. Kan jou nie vrymaak nie. Kan nie jou naam skrywe in die boek van die lewe van die lam nie. Halleluja. Kan nie van jou goeie saad maak nie. Kan nie van jou 'n nuwe mens maak nie. 'n nuwe skepsel. Halleluja. Die wet met sy gebooie in die Ou Testament kan vir jou niks maak sover dit jou saligheid aangaan nie. En ek kan nie verstaan dat mense aan 'n Saterdag so vaskleef as die 7de dag, en dit is die Sabbat nie, en weet nie wat alles, en dit voorhou, dat as jy dit nie hou nie, sal jy nooit in die stad ingaan nie. Wat het van die mense se verstand geword? Maar weet jy waaroor gaan het? Dis iemand wat hulle eie organisasie wil begin het. En toe sien hulle dat die Sabbat op 'n Saterdag, is vir hulle 'n uitkoms om weg te breek van die ander kerke af, en 'n nuwe ding te begin, en die Sabbat te aanbid. En nou kry ons, hulle noem hulle self die Sabbateers. Wat gaan jou naam sabbateer? Wat gaan dit vir jou beteken eendag? Niks. Die Sabbat, die Saterdag, is 'n dooie ding. Halleluja. En die woord is al die dae gelyk gestel. Dit sê God se woord in die Nuwe Testament. Hy sê in die 1:8, die een dag hoor as die ander tot eer van die Here. Hy sê die ander een, ag al die dae gelyk ook tot eer van die Here. So, ek ag al die dae gelyk, en wat het jy meer as ek? Kom, wat doen jy meer as ek? Omdat jy op 'n Saterdag die Sabbat hou. Wat doen jy meer as ek? Niks. Inteendeel, jy maak mense weer vas in slawerny onder 'n gebod. Halleluja. Prys die Here. Daar's baie dinge, maar ek wil net verder gaan. Dis waarom hy sê, want dit is die liefde van God. Dat ons sy gebooie bewaar. Maar die gebooie van die liefde. En sy gebooie is nie swaar nie. Is die gebooie van die liefde swaar? Is die gebooie van die Ou Testament swaar? Ja, verseker, want dit het die volk in slawerny laat gedompel. Die wet van die Ou Testament met sy gebooie het die volk van God, die Israeliete, in slawerny gebring. Maar die Nuwe Testament, die wet van die gebooie van die liefde en die wet van die vryheid, dit het ons uit slawerny weggeneem deur die bloed van Jesus. En hy gee vir ons 'n nuwe gebooie, die gebooie van die liefde. Hy gee vir ons 'n nuwe wet, die wet van die gees, van die lewe in Christus. Dit weer, as jy sê jy lewe in Christus, dan is daar 'n wet van die gees vir jou. Dit weer, dis die wet van die gees en die gebooie van die liefde. Dit weer nog skry in die Nuwe Testament, die wet van die vryheid eintlik. Halleluja. En die gebooie van die liefde. Hierdie is by mekaar.
Dis wat hy hierso sê. Jy kan die skrifte gaan deurgaan. Ek daag jou uit. Gaan al die skrifte deur. Ek kom bewys vir my ek is verkeerd. Nie vir my nie, dat die woord van die Here verkeerd is. Kom bewys dit. Halleluja. Dan gaan hy verder. Hy sê 1 Johannes 5 vers 4, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En hier is 'n interessante ding. As die Here Jesus Christus nie uit God gebore is nie, sou hy nooit die wêreld kon oorwin nie. Halleluja. En hier is 'n interessante ding. Hy sê in 1 Korintiërs 11, hy sê, want God is die hoof van Christus en Christus is die hoof van die man. En hier is 'n interessante ding. As iemand jou hoof is, halleluja, sover het die skepping van God en met die mens aangaan. As iemand jou hoof is, dan is jou hoof die bron waaruit jy kom. Gaan die woordeboeke na, Engels, Grieks, Hebreërs, Aramees ensovoorts. Nou, as jy uit iemand gebore word, dan is hy jou hoof. Dit meen hy is die oorsprong uit wie jy gekom het. Daarom is hy jou hoof. Eva, die man is die hoof van die vrou. Waarom? Want die vrou het uit Adam gekom. Halleluja. Weet jy, om te dink dat mense, as dit by geboorte kom, dan dink hulle net aan vleeslike, menslike saad, as daar iemand gebore word. God se woord, halleluja. God se woord het niks met die wil van 'n man en met vleeslike saad te doen nie. En nog minder God wat die pottebakker is. Hy het 'n stuk klei net nodig, dan bou hy 'n mens. Die Here Jesus sê dat God is by magte om van hierdie klippe Abraham kinders te maak. Die Here het jou vleeslike saad nie nodig om 'n mens te maak nie. Hy het hom gemaak uit klei uit deur sy woord. En Christus is die woord van God. Waar vind jy die woord van God? Jou woorde. Waar is jou woorde? Dis binne in jou, want dit spreek jy. En die woord van God, Jesus Christus, die gesalfde woord, hy is binne in die Vader. En toe die Vader die dag spreek, toe word sy woord 'n man. Dit meen toe word hy uit God gebore, uit sy mond. Hoe word ek in die weergebore? Deur menslike saad nie, deur die woord van God. Maar hierdie Jesus onlys, ek meen, hulle sit vasgemaak met menslike, vleeslike saad. As Jesus dan die seun is, waar is sy moeder? Wat het God te doen met 'n moeder? Oh, halleluja. Omdat ons vlees en bloed is, en daar 'n vader en moeder moet wees, sodat uit hulle saad 'n kind gebore kan word. Jy kan God nie daarmee vergelyk nie. Halleluja. Dit meen, God, die Vader, kan vir 'n klip sê, word 'n mens, en jy sal 'n mens kry. Vlees, bloed, alles. En daardie mens sal kan verneder deur sy vleeslike saad. Dis ons God wat ons dien. Nou wil jy hom vasmaak en ons gedagte en ons idee van hoe dat alles kan net deur een ding vermeerder. En dit is deur saad, vleeslike mense saad.
terwyl die woord die saad is, en as God die saad saai uit sy mond uit, dan vorm daar die saad iets. Halleluja. As die Here God sê, blom, dan kom daar 'n blom. As hy sê, bees, dan sal daar 'n bees wees. As hy sê, dit, dan sal dit daar wees. Hy het nie 'n mens nodig nie. En die dag toe hy spreek, God soek 'n geslag. Hy het 'n geslag gesoek. Hy het 'n goddelike saad gesoek, sê die Engelse Bybel. Nee. Toe hy daardie saad soek en hy spreek die saad, toe kom die saad uit hom uit. Een saad. En sy naam is die woord van God. En hy staan buite God. Alhoewel hy nog steeds binne is. Die verbintenis, die woord, wat nie gebreek kan word. God, die Vader, se woorde is saad. En toe hy 'n geslag soek, toe weet hy waar hy hom gaan kry. Die saad wat in hom is. Wie is die saad wat in hom is? Sy seun. En toe hy die geslag soek, en hy spreek, kom die saad uit hom, en hierdie saad raak 'n man. Gaan lees 'n bietjie wat die woord sê. Johannes het ook gesê, hy was 'n man voordat ek ene was. Glo jy dit? Dat die Here Jesus kom van ewigheid af saam met die Vader, sonder begin, sonder 'n einde. Glo jy dit? Waarom? Want die saad, wat hierdie Jesus, hy sê, net hy kan die Vader verklaar, wat in die boesem van die Vader is. En wie is in die boesem van die Vader? Die Seun. Halleluja. En hy's uit die Vader gebore. Hy het 'n man geword. En hy word genoem die woord van God. Halleluja, dis waarom die Here Jesus sê, die woorde wat ek spreek is nie myne nie. Hy sê, maar dis die Vader se. Waarom? Want ek is uit dit. Ek het uit sy woorde gekom. Ek het uit sy woord gekom. Daarom kan ek net sy woorde spreek. Want die Vader en die Seun kan nie verskillend praat nie. Hulle werk dieselfde, hulle hanteer dieselfde, hulle raadsbesluite is dieselfde, alles is dieselfde, want het is dieselfde saad. En daarom praat Paulus en hy praat van Abraham. Hy sê God het nie van sade gepraat nie, hy het van een saad gepraat. En daardie saad is die Seun van God, wat uit God gebore is. En hierdie saad is die woord van God, halleluja. Hy het 'n man geword. Dink net vir een oomblik. As dit wat jy spreek, iets word, hoe wonderlik sal dit nie wees? Dink net hoe wonderlik sal dit gewees het, as jy nou kon gespreek het en gesê, ek wil so 'n seun hê. En dan sê jy net, ek wil so 'n seun hê, dan is hy daar. En dis wat God gedoen het, halleluja. Dis my geliefde seun. Dis my geliefde seun. En omdat hy uit God gebore is, kon hy die wêreld oorwin. Hy sê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Hy sê, maar moenie vrees nie, want ek het die wêreld oorwin. En nou word ons ook uit God gebore en ons word mede-erfgename. Halleluja. Halleluja, mede-erfgename van God. Ons is erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Wat wil ons meer hê? Maar omdat Christus 'n erfgenaam is en ons 'n erfgenaam is van God. Nee, nou is die Vader, die Seun en die Heilige Gees een persoon. Halleluja. Wie sê Paulus, moet nie van julle verstand afraak nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy nie kan 'n keuse maak, nee, wie jou God werklik is nie, gaan jy dit verloor eendag. Halleluja.
Daar's 'n vader, sy seun is uit hom gebore, dit meen hy steenkap, en daar's die Heilige Gees, die Gees van God. En hierdie drie sien ons by die skepping, die Gees wat oor die water sweef, die Vader en die Seun, want hy was, in die begin was die woord, en die woord was by God, waar? In die begin. Dit meen, die woord, wat uit die Vader gebore is, sy Seun, was in die begin daar, die Vader was daar, die Seun was daar, en die Heilige Gees, toe die Here die skepping begin het, in die begin, was hulle drie daar, en nou sê hy, nee, maar dit kan nie wees nie, halleluja, weet jy op verstand bedorwe, Paulus sê dit baie mooi, en ek gaan dit vir u lees, halleluja, glory to God, prys die Here daarvoor. Pastoor, maar jy het oor die bloed gepraat, hoe kom jy daar uit, ek wil vir die verduidelik, wat besig is om werklik te gebeur. Paulus sê dit in 2 Korintiërs 11, in die woorde, ek wil dit vir u lees. Hy sê, die 3de vers, hy sê, maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Nou, want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig, wat is 'n ander Jesus? 'n ander Jesus is 'n Jesus wat nie deur die bloed gekom het nie. En vandag wil ek vir u sê, waarom dink jy het die bloed-evangelie verdwyn? Want daar is 'n ander Jesus verkondig. Maar nog 'n verkondiging van 'n ander Jesus is dat Jesus is die Vader, hy is die Seun en die Heilige Gees. Dis 'n ander Jesus. Dis 'n Jesus wat nie uit God gebore is nie. Die Jesus wat ek ken, hy is uit God gebore en hy het gekom deur die bloed. Halleluja. Dis die Jesus wat ons verkondig. Die een wat uit God gebore is, wat aan die regterrand van die Vader gaan sit. Mense lees hierdie skrifte. Hy het aan die regterrand van die Vader gaan sit. Nee, maar hy is die Vader en die Seun. Halleluja. Ek onthou, ons het in die skool het ons begripstoetse geskryf, as ek reg. Maar die Here weet, die volk van God, die Pinkstervolk, het geen begrip. Want hulle verkondig 'n ander Jesus. Halleluja. Hy sê, as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang as die een wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as die wat julle aangeneem het. Dit meen, dis sommer 'n ander evangelie. Jesus only is 'n ander evangelie. Jehovah's is 'n ander evangelie. Ek kan die name noem, daar's baie gelowe. En ongelukkig is daar Pinksterkerke wat ook 'n ander evangelie verkondig. Nie meer die een wat deur die bloed gekom het. Dis waarom hulle wegbly van die bloed af. Halleluja. Waarom gaan al hierdie hoofde van die kerke wat so rondgaan van die een gemeente na die ander een? Waarom begin hulle nie net om oor die bloed te preek? Los die Heilige Gees, los alles uit. Begin preek oor die bloed en die kruis. Los alles verder uit, alles verder sal saamwerk. Preek weer die bloed-evangelie. Preek weer hierdie bloed-evangelie. En jy preek die sonde saam met dit. Want dis waarvan die mens moet vry raak. Deur die bloed. Kom! Wanneer ons sal eerder ons kerk se ceilings swart verf en die vloere swart verf, die mure grys verf en ons sal gekleurde ligte daar sit. Ek meen, dis 'n bedekte disco. Dis hoe die kerk vandag binne bly. 'n bedekte disco. Ons wil net nie, dit moet net nie gesê word, dis wêrelds nie. Nee,
die Gees van die Here is daar, en die Here is so wonderlik, en die Here is so wonderlik, halleluja. Julle is met 'n disco, ek wil dit amper sluit, hoe iemand eendag van my gesê, kom by werk, hy sê, pastoor, kan ek nie kom, en 'n gospel, Joel hier by jou kom hou nie. Vandag kan hulle vra, maar kan ons die disco in die kerk kom hou nie, want julle het alles vir ons reg. Julle het die regte klere in die kerk, en julle het al die ligte in die kerk, en ensovoorts, en julle het die geraas in die kerk, julle het alles daar in die kerk, en so, wat is die verskil? Julle doen dit net op 'n ordentlike manier, ons doen dit soos die wêreld dit doen. Wêreldsgesind. Ek wil eers daaroor praat nie. Halleluja. Nee. En dis wat Paulus sê, hy sê, wanneer so iemand kom, laat julle dit geval. Ek meen, dit geval julle, dat die kerk vandag so lyk, dit geval julle. Dat hulle bloedlose evangelie verkondig, dit geval julle. Dat hulle verkondig, elkeen wat glo in die naam van die Seun van God sal gered word, dit geval julle. Die Here Jesus sê, as iemand in my glo, soos die skrifte sê, nou kom julle en sê, nee, as iemand glo dat Jesus Christus die Seun van God is, sal hy gered word. Die Here Jesus sê, nee, as iemand in my glo, soos die skrifte sê, wat sê die skrifte? Bekeer jou, bely, met berou, met trane, ek ben roep uit na God en sê, oh, God, wees my sondaar genade, wat het daarvan geword? Dus die slim predik is slim genoeg, en sê hulle, bid agter my die sondaarsgebed aan. Halleluja, uit die put van die hel is dit gebore. Jy moet vir die persoon sê, kom uit en kom bely jou sonde hiervoor. Noem die goed by die naam voor die Here, nie by iemand nie, noem dit by die Here, dat die bloed van die Here jou kan red. Doen dit, kom. Prys die Here. Kom ons gaan net verder, halleluja. Hy sê, want alles wat uit God gebore is, as ek sê, Jesus self is uit God gebore, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het. Naamlik ons geloof. Wat se geloof? Ons geloof is, wat is jou geloof? Kom. Weet jy wat is my geloof? My geloof is, dat Jesus Christus, die eerste en enige gebore seun van God, uit God gebore is. En hy staan langs die Vader as die Vader se seun, saam met die Heilige Gees. As jy dit nie glo nie, gooi jou Bybel weg, want dan beteken jou geloof vir jou niks. Halleluja. Hy sê in die 5de vers, wie anders is dit wat die wêreld oorwin het, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Halleluja. Dit meen, jy moet glo dat Jesus die Seun van God is, nie die God self nie, nie die Vader self nie, hy is die Seun van God. Dan kan jy die wêreld oorwin. En dit is die grootste probleem vandag. Het jy al ooit daaraan gedink? Dat die moslems glo dat Allah is God en daar is net een. Allah het nie 'n seun nie. Die Gees nog 'n bietjie, maar Allah het nie 'n seun nie. Nou kom die Jesus only en hulle voed die moslems. Nee. Want hulle sê dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees is een. Dit meen, daar is nie 'n seun apart nie. Presies wat die moslems glo. Dit meen, die geloof van die moslems, dat God nie 'n seun het nie. Daardie geloof, of dat God nie 'n seun apart van homself het nie. Daardie geloof van Jesus only, kom eintlik uit die gees van die moslems. As vir jy sê nou 'n vreeslike ding.
kom tot jou slaap. Die Bybel sê, ontwaak jy wat slaap en staan op die dood, dat Christus oor jou lewe kan skyn. Ek wil vandag vir jou sê, as jy jou oor die dag hier toemaak, sal jy die Vader apart sien, jy sal die Seun apart sien, en jy sal die Heilige Gees apart sien. Wie in die Ou Testament het dit apart gesien? Daniël 7. Kom maar lees ek vir iets. Hierdie was altyd vir my so mooi gewees. Prys die Here. Pastor, hoekom praat jy vandag daaroor? Want ek wil hê dat u moet verseker weet dat ons kom deur die bloed, is in die bloed. Halleluja. Ek wil amper sê, ons is gemerk met die bloedteken, as ek het so kan hê. Halleluja. Kom ons gaan net na Daniël. Hy sê in Daniël 7 hierdie mooi woorde. Die 13de vers. Hy sê, en ek het gesien in die naggesig, en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom, soos die Seun van die mens. Ek wil net hierdie sê. Kan jy dit glo? Seun van die mens. Wie is die Seun van die mens? Toe Daniël sy 3 vriende in die oond beland, wie was by hulle in die oond? 'n godesiel. Dit meen, halleluja. Daniël sien hier's 2 dinge wat gebeur, want Daniël het geskryf. En Daniël sien dit. Hier is die Seun van die mens. By sy vriende is hy die godeseun. Dit meen, hy is 'n seun van God. Hier is hy die Seun van die mens. En is dit nie presies wat Jesaja 9 sê nie? Hy sê, want 'n kind is vir ons gebore. Wie? 'n mensekind. 'n seun is aan ons gegee. Wie? Die Seun van die Vader. Die godeseun en die Seun van die mens. En hier is 'n interessante ding. Dat die Seun van die mens, wat sê die woord van die Here? En hy het gekom tot by die oue vandaan. Wie is die oue vandaan? Is die Vader. Die Seun van die mens, wat ook die godeseun is. Hy kom voor die Vader in. Die oue vandaan. En hulle het hom gebring, en hulle het hom nader gebring voor hom. Hulle het hom, die Seun van die mens, wat ook die godeseun is, nader gebring voor hom. Voor wie? Voor die oue van die dag. Wie is die oue van die dag? Die Vader. Dis 'n hom en 'n hom. Hulle staan apart. Daniël sien hulle apart. En hoor wat sê die Here? Sy woord. Die 15de vers. Hy sê, die gees van my, Daniël, is in my omhulsel verontrus. En die gesigte van my hoof het my verskrik. Hoekom? Daniël wat geglo het en 'n God gedien het, wat een God is, een persoon, sien die Seun van die mens, die godeseun, en hy sien die oue vandaan, en hulle bring die een voor die ander een. Hy sien dit alles. En dit wat hy gesien het, hy glo daar is net een God. En dis God die Vader. Halleluja. Hier sien hy heeltemal iets anders, want hier is 'n seun van God wat voor die Vader verskyn. Halleluja. Dink jy vir een oomblik dat die Here God vasgevang word in jou intelligensie? Jy sal dit nooit kan regkry. Jy kan Grieks, Hebreëus, Aramees, Latyn, man, jy kan selfs die tale van die duiwel ondersoek. Jy gaan nêrens kry dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees een persoon is.
Nergens. Dis so 'n werklikheid, dat die duiwel het ook vir hom 'n drie-eenheid na vore gebring. Hy as Vader, dan die seun van die verderf, en die valse profeet, wat in plek van die Heilige Gees is. Halleluja. Ga lees jou Bybel. Nou, waarom sê die Bybel, die duiwels glo ook God is een, maar hulle sidder, waarom? Want hulle weet dat hierdie een God bestaan uit die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En vir wie is hulle die bangste? Vir die Seun. Hy is uit God gebore. Hy sal die wêreld oorwin, en hierdie Seun sal my ook oorwin. Die duiwel weet dit. Halleluja. Kom ons gaan net verder. Ek wil oor die bloed praat, maar dit het net by my gekom, ek moet hierdie dinge vir u noem. 1 Johannes 5 vers 6. As u meer kennis van dit wil hê, daar's baie in die woord. Halleluja. Mense vra en ek dank die Here, ek kan antwoord. Nou so as jy 'n vraag het tot 'n vraag, vra vir my. Ek sal antwoord. Ek sal nie jou naam noem nie. Vra net. Hy sê, hier is die wonder van die saak. 1 Johannes 5 vers 6. Dit is hy, wie? Die Seun van God, wat uit God gebore is, wat die wêreld oorwin het. Dit is hy, die Seun, wat deur die water en bloed gekom het. Jesus die Christus, nie deur water alleen nie, maar deur water en bloed. En dit is die Gees wat saamgetuig, want die Gees is die waarheid. Die Gees is die waarheid. Dis die trooster wat die Here vir ons stuur. Die Gees van die waarheid, die Gees wat die waarheid is. Halleluja. En hy sal ons leer en lei in die hele waarheid. 'n ander trooster, die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, wat die waarheid is, wat ons sal leer en lei in die hele waarheid. Die Here sê, ek stuur vir julle 'n ander trooster. Ek laat julle nie as wese nie, of alleen agter nie. Nee, ek stuur vir julle hierdie trooster. Ek gaan weg, maar ek stuur hierdie trooster. Dit is vir my interessant, dat die Here Jesus so vir ons kon gelieg het. Verstaan wat sê jy nou? Jy kan ons nie sê die Here het gelieg. Nee, is jy wat glo, dat jy, dis wat jy glo, dat vir my laat dink, maar die Here het dan vir ons gelieg. Hy is die trooster. Hy sê, maar ek gaan na my Vader, maar ek stuur julle 'n ander trooster. Halleluja. Kan 'n ander trooster dieselfde ene wees as wat weggevaar? Kan dit? Nee. Ek gaan na my Vader. Ek gaan aan sy regterhand sit. Ek wat aan sy regterhand gesit, ek is ook die Vader. Wat sê die woord? Hy deur water, bloed en die Gees. Nou wil ek vandag vir iets sê. Hy sê in 1 Johannes 5 vers 7. Waarom skryf Johannes hierdie? Dat Jesus het deur die water, die bloed en die Heilige Gees wat saamgetuig die waarheid. Dit met die waarheid getuig saam. Hierdie een het deur die water en die bloed gekom. Christus self het deur die water en die bloed gekom. Nee. En dis die waarheid. En dis die Heilige Gees. En wanneer kry ons die Heilige Gees? Wanneer die Here ons doop met die Heilige Gees. Halleluja. Dan kom ons deur die Gees op. Nie net water en bloed nie, maar selfs deur die Gees. Want die Gees kom deur die bloed. Halleluja. Want die Here Jesus is gedoop met die Heilige Gees. En hy het deur die water en die bloed gekom. So die Heilige Gees het ook deur die bloed gekom. Oh, halleluja. Kom ons gaan net verder. Hy sê, want daar is 3 wat getuig in die hemel. Halleluja. Weet jy, dis vir my net die interessantheid van die hele skrif. As mense met 'n geloof begin het, soos die Jesus only, Jehovah's, noem die name. Elke ding wat hulle verkeerd bewys,
Sê hulle, ja, maar jy moet net onthou dat die katholieke kerk het die Bybel geskryf in Latyn, halleluja, en hulle het sekere dinge ingeskryf wat nooit in die oorspronklike boekrolle geskryf is nie. En hierdie gedeelte, daar is 3 wat getuig in die hemel, was nooit in die oorspronklike, die katholieke kerk, weet jy wat, hierdie klomp duivels, hierdie klomp gelowe, ek weet wat van die duivel af is, halleluja, hulle skuil agter die leuen, om hulle geloof te boost, hulle kerkleerstelling. Kan jy dit glo? Om te sê dat hier is agterna deur die katholieke kerk geskryf. Ek weet, kan jy mense wat sê dat hulle die Here dien, hulle is uit God gebore, hulle die Heilige Gees praat selfs in tale, halleluja, genesings en alles vind plaas. Nou, kan jy glo dat mense agter die katholieke kerk wegskuil om te sê, ja, maar het is die katholieke kerk wat het ingeskryf het, net so dat hulle geloof bevestig kan word. Ek wil vandag vir u sê, vir die Jesus only, vir die moslims, ek gee nie om wie hulle is nie. Julle sal eendag verskyn voor die 3 getuies, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek wil vir jou sê, daar gaan jy nie verbykom. William Branham het het 4 engele het hierdie ding aan hom verkondig. Wat? Kon hy nie God se woord vat en laat die Heilige Gees hom leer en lei in die hele waarheid nie? Nee, hy het 4 engele nodig gehad om hierdie leuen oor te dra na hom. Jesus only. Halleluja. Kom ons gaan net verder. Sien na 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. Is interessant, die Woord. Waarom die Woord? Want die Woord het uit God gekom. Hy is uit God gebore. En die Woord is Jesus, is Christus. En Christus is die gesalfde Woord. Dis aanwonderlik. Die Woord kom uit die Vader. En die Vader salf hom. Bo sy metgesel. En hy word die gesalfde woord van God. Oh, halleluja. En hy word gedoop met die Heilige Gees. As Jesus ook die Heilige Gees was, waarom moes hy gedoop word met die Heilige Gees? Maak dit sin? Nee. Kom ons gaan verder in die woord. Hy sê, en daar is 3 wat getuig op die aarde. Nou, die Gees, want dis die ander trooster. Die Gees van die waarheid, wat ons leer in die Gees, nommer 1, die water en die bloed. En ek wil nou vandag vir jou sê, die wedergeboorte bestaan uit 3 stappe. Red deur die bloed. Jy moet deur die bloed kom, of anders is jou doop niks werd nie. En die Heilige Gees kan vir jou niks doen. Jy moet deur die bloed kom, want alleen as jy deur die bloed gekom het, gedoop is, en die Heilige Gees ontvang het met die spreuke in die Heilige Gees taal, moet dit asseblief onthou. Nou, as jy hoor, ja, ek denk toe die leuen van die wegraping so verkondig was, voordat die tyd aangebreek het, dat die wegraping plaasvind, nou, is daar baie mense gedoop. Wat op die aarde kan hulle doop vir hulle doen, as hulle nie deur die bloed gekom het? Kom! In my lewe in Pinkster, praat nie van vandag se Pinksterkerk, as 'n jong seun van 11 jaar oud,
het ek gesien hoe dit werk. Ek het dit self ondervind. As iemand deur die bloed gekom het, gered is deur die bloed, halleluja, dan het hulle hom eers gedoop. En dan is hy eers gedoop met die Heilige Gees. Maar daar's 3 wat eensstemmig is. Dit met die Heilige Gees getuig saam. Dis die Gees, die water en die bloed. En hierdie is die 3 stappe van wedergeboorte. Redding, doop en die dooping met die Heilige Gees. Ek wil nou vandag vir jou sê, as jy nie gedoop word met die Heilige Gees nie, moenie nou verskoning gaan soek nie. Nee, dan is jou wedergeboorte nie verseël nie. Dis waarom we praat van die onderpand van die Heilige Gees, waarmee ons verseël is. Ons wedergeboorte is verseël, word verseël met die dooping met die Heilige Gees en vuur en krag en heerlikheid, vrees van die Here en 'n Heilige Gees taal waarin ons spreek. Daarin word ons geboorte. Dink jy as ek deur God uit God gebore word, dat die eerste woorde wat ek gaan sê as nuwe mens is Afrikaans? Nee. Wanneer ek gedoop word met die Heilige Gees, dan spreek ek 'n hemelse taal, die taal van die Gees, want dis waaruit ek gebore is. As ek in 'n Afrikaanse huis gebore word, broer, dan praat ek Afrikaans. As ek in 'n Engelse huis gebore word, dan praat ek. En weet jy wat? 'n vleeslike geboorte begin by die bloed, dan die water, dan wanneer hy kind skreeu, dis ons, wanneer ons skreeu in 'n Heilige Gees taal, broer, dan is ons lewendig gebore. Waar is julle reddertwisters van hierdie ding? Waar is die wyses? Hulle wysheid en dwaasheid geword, want hulle verkondig nie meer hierdie dinge. Ek wil nou vandag vir iets sê. Halleluja. Daar kan niks met jou gebeur in die Gees, as jy nie deur die bloed gekom het nie. Worship. Hulle worship, hulle sing oor die koms van die Here, hulle sing oor alles wat mooi is. Waarom stop hulle nie al hierdie worship? En gaan haal al die ou liedere uit wat oor die bloed skryf. En dit gesing kan word. Waarom? Waarom? Ek daag hierdie awakening wat oor die wêreld is. Dat's net verkeerd nie. Laat hulle ophou met worship. Ophou roep, die Here kom. Ophou roep enige ding. En net by die bloed vassteek. Dan gaan dit nie meer 'n awakening wees nie. Dan sal dit die grootste herlewing en 'n uitstorting van die Heilige Gees wees wat hierdie wêreld ooit geken het. Gaan net terug na die bloed. Dan sal jy al hierdie dinge verstaan. Maar ek wil net iets verduidelik. Ek wil net klaar maak met dit. Nou gebruik hulle die man aan die regterhand, wat in die regterhand gehang het van die Here Jesus. Nou sê hulle, hy het nie tot bekering gekom nie. Hy het nie deur die bloed gegaan nie. Hy is nie gedoop nie, hy is nie gevul met die Heilige Gees nie. Ensovoorts. Hy het nergens sy sonde bely nie, nergens nie. En hy is in die paradys. Kom maar sê nou vandag iets. Die oomblik toe daardie man aan die regterhand sê, vir die ander sê, ons is die skuldiges. Ons moet maar hy nie. Toe daardie man bely dat hy is skuldig. Hy het dit bely voor die Here Jesus. Die Here Jesus is onskuldig. Nee, hy het dit bely voor die. Toe hy dit bely, toe vra hy, Here, dink aan my as
wanneer u in die koninkryk kom? En die Here Jesus antwoord, gaan lees jou Bybel. Die Here Jesus antwoord, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Waarom het die Here vir hom gesê, nie vir hom gesê, ja, jy sal vandag saam met my in my koninkryk wees? Waarom in die paradys? Daardie stadium was die paradys reg teenoor die doderyk. Gaan lees Lukas oor die ryk man en Lazarus. En die Here Jesus het afgedaal nadat hy gesterf het aan die kruis, volgens Petrus. En hy het gaan preek vir die geeste van die gevangenes. En hierdie man het afgedaal. Toe die Here sê, vandag sal hy saam by die paradys wees. Toe laat die Here hom afdaal na die paradys, want die Here het geweet, dat vandag in die paradys, gaan ek vir die geeste van die afgestorwenes spreek. Nou, dit meen, dat in die doderyk, in die paradys wat teenoor mekaar was, toe Christus daar instap, toe stel God die Vader sy seun weer in sy bloed voor. En hy preek vir hulle die bloed evangelie. Wat weet ons wat daaronder gebeur het? Kom, wat weet jy? Wie sê vir jou dat die Here, dis die paradys, so daar is genoeg water gewees? Want die ryk man het gevra, laat hy sy vingers in die water dip en op my tong kom druk. Nee, daar was baie water gewees. Wie sê vir jou dat daar in die paradys is hulle nie gedoop nie? Was Johannes die doper klaar daar? Ja. Wie sê Johannes die doper het nie opgetree? En die mense en almal wat die Here Jesus aangeneem het en wat hom erken het en wat deur die bloed gekom het, is gedoop en gedoop in die Heilige Gees, want Christus het die Heilige Gees en hy kan doop in die Heilige Gees. So wie sê vir jou en vir my dit het nie in die doderyk plaasgevind nie? Maar julle wil die hele wedergeboorte skiep. En hierdie man wat aan die regterhand gaan regverdig, dat hy sonder niks is in die paradys nie. Hy het nooit in die koninkryk, hy kon nooit in die koninkryk ingaan nie. Hy moes eers deur die bloed, deur die water, deur die Heilige Gees kom, om 'n kind van die koninkryk te word, sodat hy in die koninkryk van die hemele kan ingaan. Maar dit is mos nou maklik om so 'n voorbeeld te gebruik. Julle weet nie waarvan julle praat nie. Want julle wil die sonde goedkeur, julle wil die woord van God kragteloos maak. En dan gebruik hulle die man aan die regterhand van Jesus, om die woord kragteloos te maak, om die dood as niks te maak, om die bloed as niks te maak, en die Heilige Gees as niks te maak. As jy die dag van daai man moet gaan vra, hoe dit gebeur, dan sê hy vir jou sê, ek is gered deur die bloed, ek het deur die bloed gekom, ek het deur die water gekom, ek het deur die Heilige Gees gekom, halleluja. Waar? Daar is 'n paradys gewees. Nie een van ons weet wat het daar gebeur. As die Here Jesus gaan preek het, vir die gees van die afgestorwenes, hulle wat in die gevangenis is, wat dink jy het alles daar gebeur? Dink jy, hy gaan iets anders daar doen, as wat hy self gesê het? As iemand die weergebore word uit water en gees, sal die koninkryk van die hemel nie ingaan nie. En hier's interessant, dis waarom hierdie man kon paradys toe gaan, maar nie in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Want hy moet weergebore word, water en gees, en die geboorte begin by bloed. Maar hy het daar vergifnis gevra. So hy moes nou net gered word deur die bloed. En in die paradys het dit vir hom plaasgevind. Waarom dink jy is die paradys oorgeplaas na die derde hemel? Want die paradys is geskoon gemaak deur die bloed van die lam. En ons, die koninkryk van die hemel, gaan vir ons soos 'n paradys wees. Halleluja. Vader, ek wil baie, baie dankie sê vir die onvreembare woord. Dankie sê, dat u woord bly die waarheid. En o Here, ons kan geen voorbeeld gebruik op hierdie aarde, van hoe u te werk gaan. U het klaar dit vir ons gesê. En die man aan die kruis het dit geweet. Halleluja. En ons dankie,
dat hy afgedaal het na die gevangenis. Want u is uit God gebore en het die wêreld oorwin, u wat die seun van God is. Nie net die wêreld nie, die dood en die doderyk. Ja, Here, u het alles oorwin. Want u is uit God gebore. Baie, baie dankie daarvoor. Seën u woord aan elke hart en laat u naam verheerlik word. Amen.